Hallo julle, ek moes al 2 weke terug hierdie video gemaak het. Dit was effe chaos by my, maar ja, die eksamen is verby, so nou kan ons weer rustiger raak. Ek het verskriklik baie vrae gekry oor die tipe behandeling waarop ek is, en ek gaan dit so vinnig en so kort as moontlik gou probeer vir julle verduidelik. En dan het ek ook vrae gekry oor die boek wat ek tans lees van Dr. Cecile Jordan. So, ek wil een ding hê wat julle moet weet is dat ek het nie 'n auto-immuun siekte nie. Ek het nie lupus nie, ek het nie reumatoïde artritis nie, en ek het ook nie aura epilepsie nie. Die dag toe ek daai ketting van my afgehaal het, was dit asof al soos 'n berg van my skouers af was. Jy weet, mense hoor al hierdie diagnoses van dokters, en in my geval, mense is so verward, want die een neuroloog sê dit, die een internis sê daai, en elkeen het iets anders, en dit was regtig waar vir my, dit was, ek dink is vir baie, soos wat ek met mense praat, dit is regtig waar 'n moeilike pad om te stap, om definitiewe diagnoses te kry, en dan natuurlik 'n diagnose te kry in my geval, wat hulle vir my gesê het, hulle kan niks vir my doen nie, daar is nie 'n keer nie, ons almal weet, daar's so baie auto-immuun siektes, maar daar is nie 'n keer nie, en dat ek gaan nie 'n lentebloeiseltjie oud word nie. Nou met die genade van die Here, moet ek eerlikwaar vir julle sê, ek het nooit aanvaar dat dit is my pad nie. Ek het bly soek, ek het nie aanvaar dat dokters vir my sê, dat ek het 'n siekte, hulle kan niks vir my doen nie, hulle kan my nie help nie, en dit is hoe my lewe gaan wees nie, hulle kan net my simptome behandel. So vir my was dit 'n pad van oneindige gebed, deursettingsvermoë, nooit ophou nie, nooit ophou soek nie, en nooit ophou vra nie. Ek het toe by 'n dokter uitgekom, Cecile Jordan, julle sal sien op my Facebook plasing, wat ek haar boek ook lees. Sy is 'n gekwalifiseerde dokter, en sy was eers 'n chirurg, en op die ouende het sy toe nou in hierdie rigting gegaan, en sy werk nou net in dit. Nou wat sy basies doen is, die kort en die lank is, in my geval het ek positief getoets vir Q-fever, rickettsia, Lyme disease. Dit is, sy hou nie daarvan dat mens praat van tropiese siektes nie, maar baie jare terug het mens gepraat van tropiese siektes, maar in vandag se wêreld waarin ons leef, is dit nie net meer tropies nie. Nou, daar is duisende goed wat sy behandel. Julle sal sien, ek gaan 2 links hierby sit. Kyk asseblief die links, want dit gaan vir julle 'n goeie uitklaring en meer duidelikheid gee oor wat is haar behandeling, en wat is ek wil sê die diagnoses van auto-immuun siektes en hierdie siektes, soos ek in my geval Q-fever en. Nou, baie keer wat ek agtergekom het, as ons praat van bilharzia of malaria, of selfs bosluiskoors, is dit 'n bekende diagnose vir ons almal. Dit kom meer op ons in ons gedagtes, en mens hoor hier en daar van mense, weet wat positief getoets het vir bilharzia, en ons weet dat bilharzia is 'n wurm, en dit kom in vuil water voor, of jy nou daarin trap, swem of wat ook al, dit is hoe jy die wurm kry. Maar ek dink as ek nou sê Q-fever, weet mense nie waarvan ek praat nie. Wat is Q-fever? Nou in my geval was my Q-fever al in fase 3 gewees. Wat dit behels is, ek het 'n konstante lyfseer gehad, konstant moeg, my joints het gepyn, my hande en my voete het pins en needles gemaak. Ek was regtig daar wat my liggaam nie meer gefunksioneer het nie, en sonder om dit nou 100% na buite te sit, maar ja, daar was 'n tyd regtig waar dat ek gesukkel het om te loop, wat ek nie my hande kon gebruik nie. En wat die Q-fever doen, dit is wat, hy tas jou liggaam aan. So, wat ek kom ek sê net gou so, die Q-fever is na geboorte van diere, met ander woorde die placenta. Dit word droog. Ek het op 'n plaas groot geword, ek is elke liewe dag van my lewe, is ek met diere gekonfronteer, ek is baie lief vir diere, ek is baie lief vir die plaas, my kinders is lief vir die plaas, maar wat gebeur is, hierdie placenta word droog, en dit word 'n stof. Het sy dit waar ook al is. Ek het katte, honde, my kat het op 'n stadium, jare terug,
toe ek kind was, in my kaskleintjies gekry. So daai is alles, die bloed word droog, en dit word 'n stof, en jy neem dit in deur jou oë, en deur jou neus, wat jy dit inasem, en dit is hoe dit in jou bloedstroom kom, of in jou liggaam kom. Wat in my geval gebeur het, dit was al fase 3, omdat dit nooit opgetel is by my nie, is dit is al in my longe, dis in my brein, dis in my blinde darm, en met dit, saam met die Q-fever, het ek positief getoets vir Lyme disease. Nou, ons Lyme disease is jou rickettsia, wat meer bekend is as ons bosluiskoors. Ek wil nou sê, jare terug, ek was nog op skool, het ek bosluis buite gehad, en jy haal 'n bosluis af, en jy wag vir simptome. Ek het nooit simptome gehad nie. Wat ek wel gehad het, is, ek het verkoue simptome gehad, maar jy wag mos vir koors, lyfseer, naarheid, erge kopseer, daai definitiewe diagnose van bosluiskoors. En met ander woorde, hierdie bosluiskoors het half dormant gelê in my liggaam. En ek wil dit nou noem, dit het net ewe skielik met terugslag, of skok, of trauma, het dit, kom ons noem dit geflair. So wat ek bedoel met terugslag, skok en trauma, is my liggaam, reageer, die oomblik wat ek skok op my liggaam het, te veel spanning, ek was in 'n motorongeluk, daar het al begin, my kar is gesteel, alles is skok op my liggaam. Ons besef nie wat doen skok, stres, trauma aan ons liggaam nie. En die kort en die lank is, dat dit wat ons eet, is wat ons is. En alles sit in ons gut. So ek het regtig waar, toe ek by die dokter uitkom, en sy verduidelik vir my, met goed wat nooit, bloedtoetse wat nooit voorheen opgetel is of gedoen is nie. My potassium was baie laag. My vitamine D was te veel, met ander woorde son, ek kon nie te veel in son nie. My magnesiuminname was te veel, so dit was te hoog. My ystervlakke, daar's 3 tipes yster wat ons kan toets in ons liggaam. My een het konstant laag gewys. So wat dokters vir my gesê het, is ek moet ysteraanvulling drink, want ek is moeg, lam en tam, kringe onder my oë. Nooit het enige iemand die ander yster opgetel, wat baie hoog was. Dit was in die 900. So, die kort en die lank is, hoor julle wat het met my liggaam gebeur. Hy kon nie funksioneer nie, want my vlakke was net nie gestabiliseer nie. En hierdie parasiete, wat in my liggaam is, het my siek gemaak. En ek wil al deur 'n dak spring as enige iemand vir my sê, ek is gediagnoseer met 'n auto-immuun siekte. Hoor my hart, ek sê nie dit bestaan nie, maar daar is 'n rede hoekom ons liggame funksioneer, of hoekom ons liggame nie funksioneer soos wat dit moet nie. En moenie vir my sê, die Here, ek glo dit glad nie, dat die Here ons gemaak het op aarde om so swaar te kry nie, om soveel pyn in ons liggame te hê nie. Ek glo dit nie vir een oomblik nie. Die behandeling, heel eerste, is, ek moes my triggers gaan kry het. Suiker, of jy nou gesond is, of jy nou siek is. Suiker is die grootste gif wat ons liggame voed. Ek moes alle suiker uitsny. My triggers is alkohol, sonlig, ek kan nie te veel in sonlig nie, spanning, hoe moeilik het ook al is om jou spanning te beheer, dit is eintlik 'n baie moeilike taak. Maar ek moet sê, met die genade van die Here is daar maniere wat ek geleer het om te sê, weet jy wat, dit is hoe ek my goed nou benader. So, dit is antibiotika wat jy drink, dit is nie 'n holistiese behandeling nie. Ek weet ook daar is holistiese behandeling wat vir baie mense werk om van hulle parasiete ontslae te raak. In my geval is ek op antibiotika wat ek drink. Indien jy meer wil weet van die antibiotika, stuur asseblief vir my 'n messenger of bel my, WhatsApp my. Jy kan regtig die vrymoedigheid hê om my te vra. Ek sal julle meer verduidelik en meer vertel oor die antibiotika. Maar wat ek net wil mee afsluit, daar's 2 dinge. Hierdie is nie 'n quick fix nie. Daar bestaan nie iets soos 'n quick fix nie. Ek het 'n quick fix gesoek, dit bestaan nie. Ons liggame is gemaak om te verander. Ons liggame is gemaak om die tempel van God te wees vir dit wat goed is vol.
So, ek moes sekere goed opgee, ek moes sekere goed prysgee, ek moes besluite neem in 'n baie moeilike wêreld van vandag om ja te sê vir sekere goed en nee vir sekere goed. Maar op die einde van die dag moet ons net terugsit, diep asemhaal en besef, ons liggame is regtig waar belangrik. En jou gesondheid, julle as jy nie gesondheid het nie, ek dink nie ons besef elke dag hoe belangrik dit is om gesond te wees nie. Ek gaan julle los met hierdie vraag. Is jy ontwurm? Is jou kinders ontwurm? Ontwurm jy jou diere wat saam met jou in die huis bly? Parasiete en wurms bestaan. Ja, dit het 'n doel in jou liggaam. Daar is 'n werk vir hulle in jou liggaam wat jy moet hê, maar daar's 'n fyn lyn met watter tipe bakterie, parasiete of wurms jy het en hoe siek dit jou liggaam kan maak. Pas jouself op, maak jou visie 'n bietjie wyer en kyk mooi na jouself.